Na etlike jare, in 2018 en 2017, het my gewas ontplof en gegroei tot 'n grootte van 9 by 10 cm, wat letterlik beteken dat 1/3 van my brein weggevreet is. Wanneer iets in die brein weggevreet en verwyder word, kan dit nooit weer teruggroei nie. Ek het 'n nie homogene gewas gehad wat dele met glioblastoom bevat het, wat die mees aggressiewe gewas is wat bestaan. Jy kan dit eintlik sien. Ons gaan 'n beeld wys met kontrasmiddel van die MRI-skanner. Daar's geen rekord in die argiewe van enigiemand wat daardie gewas oorleef het nie. Mense leef ongeveer 1 tot 2 jaar, afhangende van die grootte van die gewas. Want niemand leef langer as dit nie. En nadat ek opreg my amen gesê het ek duidelik 'n harde, kragtige stem vir my hoor sê, ek sal jou absoluut nie toelaat om vir ewig en altyd te sterf nie, vir alle ewigheid. En in vandag se program, waarna ek regtig uitsien, het ons skaars regtig begin, want daar is soveel onderwerpe wat hy en ek informeel bespreek het. My gas is 'n man wat 'n baie groot, kom ons sê, trauma, 'n tragedie in sy lewe beleef het. Hy het naamlik 'n breingewas gehad, 'n baie indringende breingewas wat hom amper tot op sy sterfbed gebring het. Hy het vir God ontmoet en sonder verdere uitstel gaan jy nou sy storie hoor. Goran Suslek is vandag by ons. Goran, baie dankie dat jy tyd gemaak het om deel te wees van hierdie podcast en ek hoop dat ons deur hierdie podcast vir God sal verheerlik en dat dit ander sal opbou en inspireer. Wel, ek kan beslis sê dat ek binne die Christelike geloof groot geword het. Inderdaad, ek is daarin gebore en ek het my lewe min of meer, of eintlik nogal baie, as 'n Christen gelowige geleef, maar sonder om 'n werklik diep, ingrypende bekering te ervaar en werklik weergebore te word in 'n geestelike sin. In 2010 is daar by my 'n baie ernstige breingewas gediagnoseer. Op daardie spesifieke tydstip was dit ongeveer 4 cm groot, 'n nogal beduidende massa. Ek is in die hospitaal opgeneem, maar dit is nie geopereer of chirurgies verwyder nie, want ek het nie ten volle ingestem om so 'n groot operasie op daardie spesifieke tydstip te ondergaan nie, en gevolglik het ek huis toe na my familie teruggekeer. Dis presies toe ons as 'n gesin vurig tot God begin bid het om my wonderbaarlik te genees, en ek het stadig maar seker baie beter begin voel en 'n geleidelike verbetering in my algehele toestand en welstand ervaar. En toe, soos ek beter begin voel het ek op een of ander manier my verbinding met God begin verloor. En woon ook dit? Ek het amper begin voel asof dit nie God was wat my gehelp het nie, maar dat ek gesond was as gevolg van my eie dade. Ek het oorgeskakel na kruie, ekstrakte, vleis, melk en alle dierlike industriële produkte laat vaar. Ek het gevolg, jy weet, die diepte van behoorlike terapie, natuurlike voeding, kruie, ekstrakte, sonder vals vitamine of minerale, wat eintlik skadelik is en in vandag se gesondheidswinkels gebruik word. Hulle benadeel eintlik die menslike liggaam. Ons liggaam kan slegs plantgebaseerde stowwe gebruik, slegs preparate wat werklik uittreksels van verskillende soorte plante is, en dan werk hulle soos hulle moet. Daar's baie om oor te praat hier, maar ek gaan nie nou daarop ingaan nie. Byvoorbeeld, hoe presies het jy gevoel in die jaar 2010, daai spesifieke jaar? Het jy gedurende daai tyd enige beduidende hoofpyn of ongemak ervaar? Was dit 'n aanhoudende hoofpyn? Eenig vir 'n soort migraine? Hoe het jy ooit tot die punt gekom waar jy gesê het, "Hi, ek wil dokter toe gaan om dit na te gaan"? Wel, ek het skielik flou geword en toe het hulle my dadelik per ambulans hospitaal toe geneem. En daar, na ondersoek, het hulle ontdek dat ek 'n beduidende breingewas het, ongeveer 4 tot 5 cm groot. Toe wou hulle dadelik absoluut alles verwyder, maar gelukkig het my liewe vrou hewig geprotesteer en dit uiteindelik nie toegelaat nie. So, hulle het my skedel versigtig oopgemaak en toe, nadat hulle dit gedoen het, wou hulle dadelik my vrou gebel om ernstige, uitdruklike toestemming te vra om absoluut alles te verwyder. Sy het ferm geweier, so hulle het my noukeurig toegemaak en my eenvoudig daar gelos. En volgens haar mediese assessering het ek bewuslik gekies om nie te bly lewe nie, wat 'n diepgaande en moeilike besef was. En 'n baie lang loopie. En toe het ek begin, so voor dit, het ek baie vleis en ongesonde kos geëet. Sedertdien het ek 'n absolute plantgebaseerde eter geword en slegs plantvoedsel verbruik. En ek het opgehou om vleis en alles anders te eet en ek het soveel beter begin voel.
So gedurende daardie tyd in die hospitaal en daarna, het ons aanhoudend gebid dat God vir ons moet ons genees en red, soos ek genoem het. En soos ek beter geword het, het ek al hoe meer vergeet dat my gesondheid die gevolg van sy ingryping was. En na 'n half jaar het ek heeltemal opgehou bid en studeer. Vir 'n jaar eintlik, verskoonlik. En skielik het ek in die hospitaal beland. Dit is vasgestel. Ek was 'n maand tevore vir 'n ondersoek en ek het 'n gewas hier aan die linkerkant gehad. En 'n maand daarna, aangesien dit die kwaadaardigste gewas was wat daar is ontdek toe ek hospitaal toe geneem is, dat daar aan die ander kant van my brein nog 3 gevorm het. Een was 2, hoofsaaklik 1 centimeter. Basies my hele kop is prakties weggevreet. En ek onthou dit baie goed inderdaad. Die hospitaalpersoneel het my baie duidelik meegedeel dat hulle my eenvoudig nie kon help nie, dat ek eintlik huis toe moes gaan en my moes voorberei om my laaste afskeid aan my geliefde familie te neem, al kon ek glad nie veel kommunikeer nie. Ek was in 'n semi-bewuste toestand, so te sê, simbolies gesproke. En toe was dit 'n Saterdagmiddag. Dit was die hoogtepunt van die somer, omtrent 40 grade Celsius. Ons was op die boonste verdieping van ons huis geleë en baie mense het gekom om vir my herstel te bid. Daar was nie 'n wolk in die lug nie en skielik tydens die gebede het dit so hard begin donder dat almal bang geword het en gewonder het wat gebeur of dit die einde van die wêreld was. So hard was dit. En skielik het ek heeltemal oké gevoel. Ek het opgestaan, my krag herwin en toe het ons hospitaal toe gegaan vir 'n MRI en daar's vasgestel dat al die nuwe groei verdwyn het, asof dit nooit bestaan het nie. So, die hoofgewasse aan die linkerkant, daardie een het nie gekrimp nie, maar die ding wat my op my sterfbed gehad het verdwyn, wat beteken God het letterlik daardie deel van my brein geskep. In 2010 is vasgestel dat jy 'n breingewas van omtrent 5 tot 6 cm groot gehad het. Gedurende daardie tydperk, nadat jy daarvan geleer het jy oorgeskakel na 'n plantgebaseerde dieet. Dis reg. Presies. Hoe lank het jy op daardie plantgebaseerde dieet gebly? Hoe lank was jy op daardie plantgebaseerde dieet? Wel, ek was dit vir 'n jaar, maar in die laaste 2 of 3 maande het ek dissipline begin verloor en soos gewone mense begin eet, steeds sonder vleis, maar ongesond. En so, in net 2 maande nadat ek 'n gesonde dieet laat vaar het en God, het ek weer siek geword. Want as iemand God die prys en verheerlik en dankbaarheid toon nie, beteken dit dat hulle God verlaat het. En toe daarna het jy, kom ons sê, weer teruggekeer na die opregte manier van eet wat jy voorheen gehad het. Toe God is nog 'n wonderwerk verrig het ek dinge weer op die regte manier begin doen. Ek was ook, hoe moet ek dit voldoende en presies stel? In 'n taamlik diepgaande toestand van, jy weet, 'n sekere soort gevoel. Skommelime. Ek Was op 'n fluktuerende, taamlik onstabiele kurwe. Ek was nie regtig stabiel nie. Ek het ywerig vir God gewerk en mense voortdurend gewaarsku, maar dit was nie in sy volle volheid nie. En toe, na 'n beduidende paar jaar, spesifiek in die jaar 218 of 217, het my gewas ontplof en tot 'n grootte van 9 by 10 cm gegroei. So 'n derde van my brein is letterlik weggevreet. En wanneer iets in die brein geëet en verwyder word, kan dit nie teruggroei nie, want die selle, die senuweeselle, hulle groei nie, hulle vermeerder nie. So as dit verwyder word, is dit verwyder. So wanneer was dit? Wat jaar was dit? Die 2018. En in 2018, dit was, kom ons sê, daardie keerpunt vir my, reg? Sê vir my, was jy in jou privaat persoonlike lewe bang vir die dood? Het jy daaraan gedink? Watter gedagtes het die meeste deur jou kop gegaan op daai tydstip? Wel, in daardie laaste oomblikke voor, kom ons noem dit die dood, wat dit veronderstel was om te wees, het ek die naaste aan God gekom. So gedurende daardie spesifieke en uitdagende tyd in daardie jare, het ek seker werklik ernstige epileptiese aanvalle gehad, omdat 'n baie beduidende derde van my brein heeltemal onder druk was. So my brein was onder soveel druk. Die gewas, soos jy kan sien in die beelde wat ons later sal wys, het die ander helfte van my brein met 2 cm of meer gestoot. Daar is natuurlik verskillende bronne van epileptiese aanvalle, selfs in die geestelike konteks van 'n stryd tussen 2 kante. Maar as iets anatomies veroorsaak word, soos met my die geval was, dan gaan dit nie oor daai aspek nie, maar letterlik oor breinweefsel wat vernietig word.
En deur die geweldige druk op die res van die brein, wat omtrent 2 tot 3 pynlik dik sentimeter was. Dit was so absoluut verskriklik, soos iemand wat doelbewus 'n 230 volt elektriese kabel, nie net 12 nie, maar 'n volle 230 kragtige volt direk in jou oor insteek. En ek kan eerlikwaar nie eers die uiters folterende en ondraaglike effek behoorlik beskryf nie. Selfs al was ek heeltemal gevul met haat en wou ek werklik sulke lyding aan iemand anders toedien, sou ek dit nooit ooit aan enige iemand toewens nie, nie eens aan 'n figuur soos Hitler nie. Sulke pyn word selde ervaar. Ek het met mense gepraat, maar niemand het al sulke verskriklike sensasies deurgemaak, soos 'n 220 volt draad wat elektrisiteit deur jou stuur en jou letterlik uitmekaar skeer nie. So basies, jy was, kom ons sê, op daardie einste oomblik, op jou sterfbed, letterlik voor die einde van jou lewe. Ja, Hoe was daai tyd? ek was nog nooit nader aan God, So selfs voor daardie diepgaande sterfbed oomblik, miskien 2 volle maande tevore, toe ek reeds ongelooflik swak en broos geword het, kon ek slegs 'n skrale 20 of 30 tree loop, en ek het gevoel hoe ek met elke dag wat verbygaan, progressief swakker en swakker word. Maar ek was so innig naby aan God, dat die vooruitsig van die dood my glad nie bang gemaak het nie. Die enigste ding was dalk oor my liewe vrou en my geliefde seun, wat ek sou agterlaat. Maar vir myself het ek geen vrees gevoel nie. Ek het gered gevoel. Ek het in so diep gemeenskap met God gekom, dat selfs die dood my nie bang gemaak het nie, want ons weet dat wanneer Jesus binnekort in ons generasie kom, hy al sy gelowiges wat hom aanvaar het en volgens sy wil geleef het, sal opwek. So op 'n manier was dit beide die mooiste deel van my lewe, maar terselfdertyd het ek gevoel dit sou selfsugtig wees om net vir myself verlossing te verseker deur so 'n diep gemeenskap, terwyl soveel mense op aarde vir ewig verlore sou gaan. En dis hoekom, terwyl ek daar gelê het, het ek 'n diep gebed tot God gebid. As dit sy wil was om 'n wonderwerk te verrig, want dit was nie 'n kwessie van genesing nie, maar van die skep van 'n brein aangesien myne weggeëet is. So, ja. Kom ons verduidelik dit net vir 'n oomblik. So, wanneer 'n kwaadaardige gewas die gevorderde stadium bereik wat joune ongelukkig in daai laaste kritieke dae bereik het, is daar eenvoudig geen effektiewe genesing nie. Dit word tragies gelaat soos dit is, veroordeel tot 'n onvermydelike dood. My gewas was hoogs kwaadaardig. Daar's goeaardige gewasse wat nie kankeragtig is nie, net 'n groeisel in die brein, en mense kan lank daarmee saamleef. Hulle kan selfs geopereer word. Maar myne was graad 3 en 4, en dit was nie homogeen nie. Wat beteken 3 en 4? Wel, daar's 4 grade van gewasse. So die eerste is 'n goeaardige gewas, wat net soos 'n litteken is, en dit kan chirurgies verwyder word. As dit betyds gedoen word, kan jy oorleef, maar hoe hoër die graad, hoe meer onmoontlik is dit om die pasiënt te genees. Ek het 'n nie homogene gewas gehad wat dele met glioblastoom ingehad het, wat die mees aggressiewe gewas is wat daar is. Soos jy kan sien, dit sal 'n beeld wys met kontrasmiddel van die MRI-skannering. Daar was dus veral wit areas, en volgens die argiewe het nog niemand ooit daardie tipe gewas oorleef nie. Mense leef ongeveer 1 tot 2 jaar, afhangende van die grootte van die gewas, maar niemand leef langer as dit nie. Regtig, kom ons gaan maar voort met hierdie storie. So in 2018 het jy alleen in jou bed gelê. Wat 'n gebed het jy tot God geoffer? Hoe is dit? Wel, ek het baie lank gebid. Ek het nie op daai spesifieke oomblik 'n horlosie by my gehad nie, maar dit moes ten minste 'n hele uur gewees het. Daar weer eens, in daardie heilige ruimte, het ek nederig al my sondes aan die almagtige God bely en my opregte begeerte uitgespreek om my hele lewe volkome aan hom toe te wy. Ek was eintlik in die sakewêreld. Ek was 'n ekonoom en saam met 'n vervaardiger het ek 'n groot maatskappy gestig om klanktoerusting te vervaardig, en dit het my selfs verder van God af weggeneem. So eenvoudig moes God toelaat dat dit gebeur sodat ek by hom kon wees en aan sy sy kon bly. Maar in daardie gebed het ek vir God oor alles gebid, om gevra om my te vergewe, dat ek van hom weggedraai het, dat ek betrokke geraak het by daardie besigheid en al daardie dinge.
En ek het aan hom al die baie sondes bely wat ek helder kon onthou en het hom ernstig gevra vir sy goddelike vergifnis. En as dit werklik sy heilige wil was, soos ek vroeër gesê het, om 'n werklik wonderbaarlike ingryping te doen sodat ek 'n deurslaggeweende boodskap van dringende waarskuwing aan die hele mensdom kon stuur, sodat baie mense gered kon word voor Jesus se glorieryke wederkoms. En nadat ek plegtig amen gesê het, het ek duidelik 'n onderskeibare, harde en kragtige stem gehoor. Ek sal jou absoluut nie toelaat om vir ewig te sterf nie. Waarom vir altyd? Omdat Jesus in ons leeftyd kom. Kyk net na al hierdie diepgaande krisisse wat tans reg oor die wêreld ontvou, hierdie onderdrukkende diktatorskap wat voortdurend diep voor ons eie oë ontwikkel. My kind, mense het blind geword omdat dit geleidelik gebeur. Maar as jy na die afgelope 20 jaar kyk, het mense se psiege verander, hul mentaliteit. Niemand wil meer met enigiemand praat nie. Dis net die selfoon. Heeldag lank hou hulle net hul selfoon vas en lees. So, alles het verander. Ons seerlikheid het so eksklusief oor die hele wêreld verskyn, dat dit onbegryplik is. Net 20 kort jare gelede was hierdie diepgaande ontwikkeling heeltemal ondenkbaar. Maar soos ek konsekwent gesê het, omdat ons dit ongelukkig elke dag in klein slydosis ontvang, is ons eenvoudig nie meer werklik in staat om die diepgaande en uiters kommerwekkende agteruitgang van die mensdom wat ongelukkig ontstaan en posgevat het, ten volle te begryp nie. Ek sien, jy het 'n opregte gebed tot God gebid, wat omtrent 'n hele uur lank geduur het. Wat gebeur dan presies na daardie belangrike gebed? Wel, ek was in die hospitaal en die eerste interessante ding was dat vreemdelinge, ander pasiënte, skielik na my toegekom het en gevra het of hulle iets oor God kon hoor. En dit was in die land waar ek destyds gewoon het. Dis 'n ateïstiese land, ver verwyder van God. Voor universiteit was my eerste werk as 'n ekstraal tegnikus. En ek het 'n afdeling met MRI en tomografie bestuur. So ek weet baie goed hoe die atmosfeer in mediese kringe is. En om oor God te praat in daardie omgewing is onmoontlik. Maar interessant genoeg het omtrent 30 mense my kom sien terwyl ek daar was, 'n groot aantal, en hulle was almal dors na die waarheid, en ek kon die waarheid vir elkeen van hulle vertel. Wat my die meeste verbaas het, was dat onder al die mense wat ek ontmoet het, van dokters tot diegene wat verantwoordelik is vir die higiëne, my belangrikste ervaring met 'n persoon in beheer van die higiëne was. Op een of ander manier, deur my vrou, het sy oor my begin uitvra. Dit is regtig moeilik om te begryp dat 'n totale vreemdeling mense rondvra en graag met jou in aanraking wil kom. Toe het ek nog 'n paar dae in 'n ander afgeleë plek deurgebring en ongelukkig nie die kans gekry om daardie spesifieke vrou te ontmoet nie. Toe daar aankom en selfs van 'n hele end af, het sy dadelik na my geroep, "Goran, hey, kan jy asseblief vir my iets werklik diep sê oor die waarheid, oor God, oor Jesus?" Ek bedoel, daar het sulke ongelooflike wonderwerke gebeur en mense het tot geloof in daardie hospitaal gedraai, dat ek eerlikwaar geskok was, want ek het nog nooit so iets tevore ervaar nie. Ek het nogal altyd die Bybel en die eindtye voor Jesus se weerkoms bestudeer. Maar ek het nog nooit sulke kragtige en intense dade vir God aanskou nie. Ek kan ook sê dat ek selfs vandag intensief vir God werk en wonderwerke gebeur heeltyd. Byvoorbeeld, onlangs het ek deur 'n paar werklik en opreg vreemde omstandighede wat eenvoudig nie realisties of selfs geloofwaardig is nie, het ek dit op een of ander manier reg gekry om daardie spesifieke persoon te bereik. Mense het my toe gebel omdat daar 'n baie ongelukkige vrou was wat stadig besig was om te sterf van 'n aggressiewe kanker wat haar hele buikarea heeltemal verteer het. Alles, elke enkele orgaan was heeltemal weg en dit was werklik verskriklik en hartverskeurende om te sien. Dis het my geliefde vrou en ek haar besoek, vurig saam met haar gebid en baie en lank gesels oor God, oor die diep en ewige waarheid. Daarna is sy gestuur na die palliatiewe sorgeenheid van die kliniek waar mense geplaas word wat aan die einde van hul lewe is. Ons het gebid en ek het ook 'n groep. Ek kan jou selfs die skakel stuur sodat jy saam met ons op Facebook en aanlyn kan aansluit. Hoe dit ook al sê, 'n paar dae na ons gebede is die vrou uit die palliatiewe sorgeenheid ontslaan. Sy voel beter as ooit tevore en nou sluit sy by ons aan in ons groepgebede. Ons ervaar sulke dinge heeltyd. Here God. So dit was die gevolg van my gemeenskap met God.
Selfs voor 2018 het ek in verskeie fases vir hom gewerk, maar sedertdien het ek my hele lewe heeltemal aan hom gewy en gevolglik het baie mense God werklik gevind, nie deur enige krag van my eie nie, maar juis omdat ek my gedagtes aan God gegee het, sodat hy daardie diepgaande woorde deur my kon spreek. Nie ek self nie, maar deur sy goddelike leiding. Eer aan God. Ek wil net graag hê ons moet 'n bietjie teruggaan na jou ervaring. Nadat jy tot God gebid het, daardie uurlange gebed, wat het met die kanker gebeur? Wat het die dokters gesê? Hoe het die skanderings daarna geryk? Wel, terwyl ek in die hospitaal was, het hulle dit weer oopgemaak, jy weet, om te kyk wat gedoen kan word, en toe het hulle dit toegemaak. Hulle het omtrent 1,5 sentimeter van die weefsel uitgehaal vir analise, waar hulle net gevind het dat dit stadium 4 was. Dit beteken die kwaadaardigste gewas wat daar is, een wat nie eers in die argiewe bestaan nie. Daar mag altyd onder miljarde mense iemand wees wat iets oorleef het. Net soos met die bomme in Japan, is daar mense wat selfs op 400 meter oorleef het. Maar onder normale omstandighede is daar geen rekord in mediese argiewe van enige iemand wat dit oorleef het nie, want dit is vinniger en nie eers met natuurlike terapie nie. Ek is 'n voorstander van natuurlike terapie met kruie-ekstrakte. Nie daardie sogenaamde vitamiene en minerale wat in biowinkels verkoop word, waar mense net geld maak nie. Maar in daardie winkels is daar ook hierdie ekstrakte. Byvoorbeeld, kalsiumekstrak word van 'n sekere plant in die oseaan gemaak en dit moet van 'n lewende stof wees, want dan word alles fyn gemaal. So, wat ek wil sê is dat ek daardie klassieke kruie-geneeskunde ondersteun, wat baie dieper gaan as wat ons vandag het, waar mense nie besef dit gaan alles oor geld nie. Maar om terug te kom na die oorspronklike vraag, na daardie werklik verstommende ervaring, het ek baie vinnig uit die bed geklim en alles doeltreffend hanteer. Mense het aanhoudend gebel en wou met my praat terwyl ek nog aan hul beddens was, selfs die toegewyde verpleegsters wat die kamer binne gekom het om na my te kom kyk. Was alles regtig nogal interessant en beslis 'n onvergeetlike tyd. En toe, weer, die dokters kon amper nie glo ek doen so ongelooflik goed nie, so hulle het my 'n bietjie langer gehou as wat aanvanklik beplan is. Maar na goeie 10 dae is ek amptelik ontslaan en het ek dadelik huis toe gegaan saam met my liefdevolle familie, terwyl ek baie beter en verlig gevoel het. Destyds het ons in 'n bergdorpie gewoon en ons het 10 kilometer deur die heuwels gaan stap. En voor dit kon ek nie eers 10 meter stap nie. Maar na God se wonderwerk het ek 'n staptog gegaan wat meer as 3 uur geduur het, op en af teen die heuwels. God het werklik 'n ondenkbare wonderwerk verrig. Dis wat ek kan sê en al die dokters stem saam met my. Ek is deur die beste dokters gesien omdat hulle nie kon verstaan wat gebeur het nie. Een dokter het gesê, weet jy, meneer, God bestaan nie en wonderwerke gebeur nie. Laat ek jou nou iets vertel. Aangesien jou gewas verdwyn het dit eintlik nie verdwyn nie, want dit kan nie sommer net wegraak nie. Eerder het jou liggaam dit op een of ander manier opgerol. Dit het opgerol en dit het homself tussen die selle versteek. God bestaan nie, wonderwerke bestaan nie. Dis net 'n evolusionêre moontlikheid. Die liggaam het 'n manier gevind om daardie brein op te rol sodat die funksie, ek bedoel, en dokters. Ek het groot respek vir dokters, omdat hulle uiters goed opgelei is en dubbel soveel studeer as ons wat gewone grade voltooi het. Maar as 'n dokter moet 'n mens jou eie verstand gebruik, maar die farmaseutiese bedryf beheer die universiteitsproses en bombardeer studente met vals inligting sodat al medisyne verkoop kan word. Maar dit moet beklemtoon word. Dokters is nodig. In natuurlike medisyne het ons baie mense wat tot die uiterste gaan en sê dat ons glad nie dokters nodig het nie. Die ware balans is om beide kante te gebruik en te filter. Dis presies wat werklik gebeur het. Die dokters was nogal verbaas. Sommige het inderdaad die waarheid erken. En een van die dokters van daardie groep, sy was 'n belangrike lid van ons gebedsgroep vir 'n lang tydperk. So eintlik, nadat ons oor dokters praat, het ek net onthou, ek het 'n vriendin gehad met wie ek baie naby was. Sy was 'n dokter wat haar eie natuurlike medisyne praktyk gehad het, en sy was 'n baie amptelike mediese professionele persoon, maar sy was betrokke by die nuwe era godsdiens, waar metodes van die ander kant gebruik is. En toe, op 'n wonderbaarlike manier, het God ons deur haar ma verbind, wat 'n ateïs was en van my genesingservaring gehoor het. En toe wou sy ons moes ook oor haar saak praat.
Sy het, hoe sê jy dit? Dis 'n siekte waar die senuwees agteruit gaan, en gou kan jy nie loop nie, jy word al hoe swakker. Uiteindelik kan jy nie eers jou mond oopmaak nie, en jy sterf. Basies, dit is ongeneeslik. Daar's geen mense wat daarvan herstel het nie. En selfs toe nog het God haar beskerm, nog voordat sy ons ontmoet het. Alhoewel sy New Age was, het haar siekte oor 10 tot 15 jaar redelik stadig gevorder, wat ongewoon is, maar God het haar voorberei, omdat hy geweet het, sy sou die waarheid leer ken. Toe het sy by ons groep aangesluit, en later, wel, ek gaan nou nie te veel in detail ingaan nie, maar basies, ons het baie gepraat oor die waarheid, oor godsdiens, ensovoorts. Daar was baie struikelblokke. Satan het probeer om haar te keer, en nou is sy 'n baie getroue vrou aan God. En net onlangs, 2 of 3 maande gelede, is alles verwyder. Sy het fisies normaal geword. Al was daai senuwees vernietig, was alles herstel. En nou op 68 jaar oud, loop sy asof sy 'n tiener was. Eer aan God. Sê vir my, van die tyd dat jy gebid het, tot die volkome genesing, hoe lank het dit geneem? Het dit oornag net na die gebed gebeur, of was daar 'n tydperk wat tydens dit geleidelik verdwyn het? Kan jy onthou? Wel, soos ek gesê het ek reg daarna opgestaan en my krag en alles herwin, maar dit het dalk 'n jaar of 2 geneem vir alles om te bedaar, vir daai bloedneerslae wat in die brein opgehoop het om op te klaar en vir alles. Maar ek moet sê, ek dink nie ek sal lieg nie. God het my 'n bietjie swakker gelaat, so selfs vandag is ek nie heeltemal sterk nie. Wanneer ons byvoorbeeld na die apostel Paulus kyk, het hy 3 keer tot God gebid om daardie siekte van sy kop te verwyder. En Jesus het vir hom gesê, soos ons in die Bybel lees, jy het my genoeg gevra, moet my nie meer daaroor vra nie. So God help mense dikwels met lyding, sodat hulle nie hoogmoedig raak nie. As bestuurder kon ek dalk nie neiging gehad het om hoogmoedig te raak, en dis hoekom God my eenvoudig so gelaat het. Hy het my oral gebring, maar uiteindelik na homself en aan nederigheid. Maar ek en ons almal moet steeds altyd tot God bid, dat ons nie weer ons negatiewe eienskappe ontwikkel nie. Natuurlijk. Sê vir my, deur daardie hele tydperk van jou siekteverlof, die ontberende, die moeilikhede wat jy deurgemaak het, wat, kom ons sê, het God jou deur daardie hele ervaring gewys? Liefde? Wat 'n soort lewe het jy voor dit geleef? Het die gemiddelde lewe van 'n gewone burger geleef. Hy was nie betrokke by misdaad of enige besonder bose dinge nie, maar die situasie is so, dat misdadigers voor God dikwels nader aan hom en aan verlossing is, as mense wat koud geword het. Diegene wat God ken, het koud geword. Wanneer ons daarna kyk, laat ons die dief onthou wat langs Jesus aan die kruis was. Hy is gered, maar al daai Jode wat hom doodgemaak het, wat naby God was, is nie gered nie. So bepaal God ons verantwoordelikheid volgens ons kennis, en aangesien ek die kind en kleinseun van pastore, Christelike predikers was, het ek meer geweet as ander, en God meet sonder volgens kennis. So diegene wat niks weet nie, wat nog nooit eens gehoor het dat God bestaan nie, sal gered word volgens hulle karakter en die kennis wat hulle gehad het. Maar hoe dieper ons kennis is, op 'n manier, hoe meer beskerm is ons. Want hoe dieper ons kennis, hoe nader is ons aan God, en hoe meer beskerm is ons. Op terselfdertyd is ons ook meer verantwoordelik. Dis reg. Laat ek dis herhaal, kennis is nie 'n voorwaarde vir verlossing nie, maar dit help. Satan, wanneer ons kennis het, kan ons makliker lei in New Age en allerlei dinge. Sou jy dan sê dat in jou lewe, kom ons kyk na die tyd voor daardie ernstige siekte, jy het 'n florerende maatskappy opgebou, 'n suksesvolle besigheidsonderneming en so aan. Beveel jy regtig aan dat mense aktief betrokke raak by die uitdagende wêreld van ondernemerskap om hul gedagtes ten volle besig te hou met daardie veel eisende en boeiende dinge? Tot watter mate moet 'n mens gaan sodat dit nie afgod in jou lewe word nie? Al besigheid op sigself is nie 'n sonde nie. Kom ons sê so, mense moet leef en funksioneer. Natuurlik, die punt is, wat is die middelpunt van ons lewens? Waar is ons gedagtes? En as ons 'n besigheid skep, waar ons 15 uur per dag daarin werk, is ons nie bekwaam nie. Ons moet erken, ek kan eerlikwaar nie eens werklik sê dat ek nou heeltemal heilig en regverdig is nie, want as mense groei en ontwikkel ons voortdurend. Want voor Jesus se wederkoms sal ons heilig moet wees. Eendag sal ons dalk ook oor daardie aspek praat, maar ek het my gedagtegang verloor.
Geen bekommernisse nie, voel vry om in te span. Soek dit net sodat dit ophou wie bleek. Ja, herhaal asseblief net die vraag. My foon het my afgelei. Ja, beveel jy aan dat mense ondernemerskap beoefen en tot watter mate kan dit gaan voordat dit, kom ons sê, 'n afgod in jou lewe word? Wel, ons kan duidelik sien dat in die Ou Testament die rykste en mees voorspoedige man op aarde ook terselfdertyd die getrouste en vroomste was. So, dit is duidelik dat rykdom op sigself nie 'n onoorkombare struikelblok is om verlossing te verkry nie. Maar ongelukkig, soos Jesus self diep gesê het, is daar maar relatief min ryk mense wat werklik daarin slaag om die koninkryk van die hemel binne te gaan. Ons sal nie daardeur kan gaan soos 'n kameel deur die noue poort nie. Dit beteken, na my mening, besigheid is net besigheid as God ons lei en hy ons selfs in besigheidsake lei en ons aan hom bly vashou, sodat wanneer ons werk, ons bid en hom vra vir leiding oor wat ons hier moet doen. Gaan ons besigheidspartner verkol? Gaan ons oneerlik wees? Gaan ons op enige manier steel? Maar dis ook nie die punt nie. Die punt is, wat is in die middel van ons denke? As ons kan sien dat ons as gevolg van besigheid nie vir ten minste 'n uur in die oggend kan bid wanneer ons wakker word nie, as ons voel dat ons opbou, dat die stres van besigheid ons krag oorgeneem het, dat ons nie meer die energie het om op te staan en vir 'n uur te bid en saans voor slaaptyd te bid nie, dan moet dit vir ons 'n teken wees dat dit nie volgens God se wil is nie. Jy het heeltemal genees van daardie ervaring. Vandag is 2025 en kom ons sê dis omtrent 4 of 5 jaar sedert jy daarvan bevry is. Sag. Miskien selfs meer. Dit was 2018. Nou is dit 2025. Dis 89 jaar. Hoe voel jy nou? Ek glo die kykers sal dit baie interessant vind. Het jy enige gesondheidsprobleme wat jy van daardie tydperk oordra? Wel, ek voel swak. Ek bedoel, soos ek sou sê, ek is nie die apostel Paulus nie, en ek is ook nie 'n profeet nie. Net sodat jy my verstaan, die enigste keer wat ek God se stem duidelik gehoor het, was toe hy my genees het. Sedertdien het ek nie meer 'n duidelike stem gehoor nie. Mense, ek het al dikwels opgemerk dat Satan dikwels fluister en dikwels selfs ons eie gedagtes wat vir ons klink asof ons iemand iets hoor sê, asof iemand met ons praat, kan dikwels net ons eie gedagtes wees. So op daardie gebied meer regtig baie versigtig wees. Dis wat ek kan sê. Dieselfde geld ook vir my eie ervaring. So, God lei ons en wanneer ons naby aan hom is, kom ons uiteindelik om sy woorde te hoor, maar Satan plaas perke op ons. Kom ons onthou byvoorbeeld daardie deurslaggewende oomblik toe, wat is sy naam? Abraham se direkte afstammeling uit Esau se lyn, Jakob, toe hy so beroemd met Jesus gestoei het, sê die Heilige Bybel uitdruklik, dit was 'n engel, maar in een spesifieke en insigtewende teks beskryf 'n werklik goeie en gerespekteerde skrywer lewendig dat op presies dieselfde tyd het Satan self agter hom gesluip en hom voortdurend dinge soos jy kan absoluut nie hierdie stryd wen nie en so aan ingefluister het en probeer om twyfel en wanhoop in sy gedagtes te saai of dat hy moet wen en haatdraaiend word. Eenvoudig gestel, ons moet regtig uiters versigtig wees met die bonatuurlike wêreld, want dis wat Satan die teenwoordigste is. Ek het opgemerk dat in baie bewegings wat na die waarheid begin beweeg het, Satan onmiddellik daar verskyn het en hulle het in selfs erger afvalligheid beland as voorheen. Absoluut, absoluut. Is jy tans 'n plantgebaseerde dieet en beveel jy 'n plantgebaseerde dieet aan ander aan? Eerstens is 'n plantgebaseerde dieet noodsaaklik. Ek wil net een ding sê, al bedoel ek absoluut dat ek nie dierprodukte verbruik nie. Vandag se plante, veral as jy dit nie in jou eie tuin op jou eie grond kweek nie, is baie uitgeput. En terselfdertyd word ons amper gedwing om eiers te gebruik. Eiers is werklik die enigste dierproduk wat nie net vleis bevat nie bloot iets wat gerepeer het nie, maar absoluut alles wat nodig is vir die instandhouding van lewe, sodat 'n volledige wese ten volle daaruit kan ontwikkel. So dit is 'n volledige konsentrasie daar. As vervolging eendag kom, sal dit my nie verbaas as ons dan self begin om hulle aan te hou nie, maar dit moet eenkant gehou word. So eiers, ons moet 99% op 'n plantgebaseerde dieet wees en byvoorbeeld, ons moet brode maak om te eet. Die vyand het eintlik brood, die giftigste stof in vandag se dieet gemaak. En in vandag se koring is die geenstruktuur gemanipuleer, so dit het uiters gevaarlik geword.
Maar ou variëteite, soos emmer en so aan, as hulle net met drooggis gemaak word, absoluut nie met varsgis nie, en so gebak word, dat daar gate in die brood is, en het heeltemal droog is. Dit is die beste om het vir 'n dag te ros. Dis een van die fundamente van 'n gesonde dieet en so aan. Ek gaan nie nou daarop ingaan nie, alhoewel ek baie tyd daaraan bestee het. Myself, natuurlik. Maar as ons net 'n bietjie meer aan mense kon verduidelik hoe jy vandag voel, is jy heeltemal gesond of het jy steeds enige aanhoudende gevolge daarvan? Dis waaraan ek belangstel. Wel, ek is in staat om alles te doen. Ek bedoel, ek skryf boeke, ek doen ook fisiese werk en ek ry gereeld vir baie lang afstande, spesifiek 600 km in net een rigting, wat 'n aansienlike reis is. Ek kan normaal werk, maar ek voel asof ek nie heeltemal dieselfde is as voorheen nie. 'n bietjie Swakker, Ek voel 'n sekere mate van swakheid en ek is dankbaar teenoor God daarvoor. omdat Inderdaad, dit hou my werklik vas, baie soos die diepgaande voorbeeld van die apostel Paulus. Dit hou my deurgangs diep nederig, sodat ek nooit arrogant sal word en uiteindelik van God sal afdwaal nie. Nelty. Om daarvoor. En so kom ons sê, as een van die heel laaste en belangrikste vrae, wat sou jy, as iemand wat werklik deur so diepgaande groot tragedie en geweldige hartseer in die lewe in een belangrike aspek gegaan het, wat sou jy sê vir mense wat deur moeilike situasies in die lewe gaan, wat sukkel met ernstige siektes? Ek sal dit aan jou oorlaat om vir hulle 'n boodskap te gee. Wel, ek kan een ding sê. God, soos ons genoem het in die konteks van die vraag oor bekering en verlossing, God verwag van ons om ons deel te doen, wat ons in staat is om te doen. Dit wil sê, God genees swart mense in Afrika wat niks het nie, sonder dat hulle enigiets doen, omdat hulle nie in 'n posisie is om dit te doen nie. Maar vir ons, waar ons in staat is om iets te doen, verwag hy dat ons oorskakel na gesonde dieet en plantekstrakte gebruik. Maar selfs daardie dinge kan nie ernstige siektes genees nie, en dit is waar God se hulp nodig is. Maar van ons kant af moet ons vleis, alkohol, koffie, sigarette, skadelike goed, swart en groen tee opgee. Dus al die ongesonde dinge. Op my bladsy terloops sal ek dit sterk aanbeveel vir julle. Ek het 2 toegewyde bladsye en groepe op Facebook en op die internet, en daar kan julle maklike omvattende afdeling oor gesonde voeding vind. Daar's 'n gedetailleerde boek wat ek sorgvuldig saamgestel het van verskeie gewaardeerde outeurs wat al die fundamentele beginsels van gesondheid, belangrike uittreksels wat werklik nodig is ensovoorts deeglik verduidelik. Ek dink ek het dit asseblief op die skerm skryf. Ja, jy kan. Jy sal dit kry. Die belangrikste ding is om gesond te eet, om te neem, en sekere siektes, byvoorbeeld, is daar 'n 20 keer gekonsentreerde wierook-ekstrak. So gewone wierook-ekstrak is gesond, maar dit genees nie. As jy hoë konsentrasies inneem in daardie ernstige siektes, soos jy genoem het, kan dit genees word. So gesonde dieet is nodig, maar ook spesiale middels wat ingesluit is in die boek wat ek voorberei het. En wanneer dit alles geneem word, is dit moontlik om gesondheid te herwin, selfs in die finale stadiums. Dan doen God die res. Natuurlik. So jy sou ook aanbeveel dat ons alles doen wat aan ons oorgelaat word, soveel as wat ons kan. Alles wat aan ons oorgelaat word. Alles wat van ons afhang en gebed tot God, voortdurende oorgawe aan hom en dit. 'n Nuwe geboorte en dit manifesteer. Ek kan net iemand 'n vraag vra. As jy iemand sien wat jou haat, wat jou aanval, wat jou op verskeie gebiede skade aandoen, insluitend besigheid, en jy voel haat teenoor daardie persoon, dan moet dit vir jou 'n teken wees om te begin bid tot God, om jou hart te vul met liefde, sodat ons, net soos Jesus sy vyande liefgehad het, ook ons vyande moet lief hê. Dit beteken nie dat ons voor ons vyande moet buig nie, maar ons moet nie haat nie. En selfs al kom ons ergste vyand na ons toe, moet ons hom help. Goran, baie dankie dat jy 'n werklik integrale deel van hierdie ongelooflik insiggewende podcast is. En as ek so vrymoedig mag wees om een laaste diepgaande vraag te vra. God het jou klaar blyklik van daai ernstige siekte gered, sodat jy inderdaad 'n skynende lig in hierdie wêreld kan wees om hom en sy goddelike woord openlik te deel. As dit jou allerlaaste hartlike toespraak op planeet Aarde sou wees, watter diepgaande boodskap sou jy aan alle mense wou oordra? God het jou lief, Jesus het jou lief. Daar is geen groter liefde as die wat God, die Vader en sy Seun Jesus aan ons gegee het nie. Amen.